Powerhouse uit die hart van Kaapstad. Ons is 'n familie wat die Heilige Gees teenwoordigheid beleef. In vrye aanbidding en in totale oorgawe aan die volheid van wie hy is. Kom ons luister nou na Dr. François Engelbrecht. Elkeen van ons ervaar van tyd tot tyd krisisse in ons lewens. Die vraag is, wat maak ons wanneer hierdie uitdaging oor ons lewenspad kom? Iemand bel my die afgelope tyd en sê, ek moes maar my skuld laat konsolideer. Dit het te erg geword. My hart krimp ineen vir hierdie persoon vir wie ek lief het, om te dink in watter situasie hy nou is. Vriende van ons kuier hierdie afgelope week met ons en deel 'n enorme krisis wat hulle hele lewe gaan beïnvloed vorentoe. Hoe hanteer 'n mens dit? Dalk, terwyl jy kyk, het jy jou werk verloor. Dalk is daar die kosbare verhouding waarin jy so lank gewerk het, aan skerwe teen die vloer. Wat maak 'n mens as swaar tye oor jou pad kom? Kom ons kyk vandag na die lewe van Daniël. Kom ons kyk of daar nie 'n sleutel of twee is wat vir my en vir jou kan help om staande te bly te midde van die uitdagings van die lewe. Van die eerste bladsye van Daniël, wanneer ons hierdie jongman ontmoet, sien ons dat hy in 'n lewende verhouding met God leef, elke dag. Hy kom uit 'n koninklike familie. Daar's oorlog in hulle land. En oornag word hierdie situasie van 'n gemaklike rykmanslewe verander en word hy 'n slaaf. Vir baie dae moet hulle te voet gaan na 'n vreemde land, 'n godlose heerser. Sy lewe het totaal 'n krisis geword. En hy was pas in daardie land, of hy en 'n paar ander jong manne word uitgehaal om in die paleis van die koning te gaan werk. En een van die eerste dinge wat hy beleef, is dat hy afgodsoffervleis moes eet, iets wat totaal al teen sy grein en teen sy verhouding met God ingaan. Maar omdat hy in hierdie lewende verhouding met God leef, hou hy vas en vra hy God se hulp en kry toestemming om nie hierdie vleis te hoef te eet nie. En met die jare, wanneer hy gedwing word om 'n reusebeeld, 'n afgod te aanbid, dan doen hy wat hy elke dag doen. Hy gaan in sy binnekamer 3 keer 'n dag. Hy maak sy venster oop in die rigting van Jerusalem en hy aanbid die lewende God. Maak nie saak wat hulle met hom wil doen nie. Maar dan sien ons in Daniël 9 vers 2 iets anders. Ons sien ook dat hy besig is om te blaai gereeld deur die bladsye van die Bybel. En ons sien hoe God vir hom aanraak met openbaringskennis vanuit die woord. En wanneer hy hier besig is om te lees oor die geskiedenis en oor die toekoms, oor die redes hoekom hulle in ballingskap is, en hoe God hier uit gaan haal, dan het dit 'n enorme effek op sy lewe, maar ons kyk net nou daarna. Dis nie net ons wat krisisse beleef nie. Daniël, baie keer in sy lewe, was in groter lewenskrisis as wat ek en jy dalk nog ooit was. Daar's tye wat hom wil doodmaak. Daar's tye wat hulle sy vriende in 'n vuur ontgooi. Daar's tye wat hom vir die leeu's voer. En elke keer hou hy vas in dit wat hy elke dag doen, om elke dag God se aangesig in gebed te soek, om elke dag deur die bladsye van die Bybel te blaai. Hy het gedoen dit wat die woord vir ons sê in Psalm 1. Hy het die Bybel gelees, dit dag vir dag oordink. Dit wat Psalm 119 sê, was sy lewensingesteldheid, dat daar krag is in God se woord, dat God se woord die lig op ons lewenspad is, dat elke vraag wat ons het uit God se woord vir ons beantwoord kan word. Dit wat in 2 Timoteus 3 vers 16 en verder geskrywe staan, was sy rigsnoer. Dat ons dag vir dag die woord van God moet bestudeer, dit wat ons van kleins af ken, sodat ons toegerus sal wees vir elke goeie werk waarvoor God vir ons wil gebruik. Dit wat Hebreërs 4 vers 12 sê, was die werklikheid in Daniël se lewe. Dat die woord van God kragtig is, skerper as enige tweesnydende swaard, wat indring tussen gewrigte en murg. Dit is vir jou en vir my elke dag nog beskikbaar. Maar dit beteken dat ons in 'n liefdesverhouding met hierdie lewende God moet leef. Dit gaan oor baie meer as net die verhoring van 'n gebed. Dit gaan oor 'n wandel met God, soos wat Henog met God gewandel het.
Hy het in 'n vriendskapsverhouding met God geleef, tot op 'n punt in sy lewe dat die woord sê, en Henog was daar nie meer nie. God het sy vriend kom haal, hy het hom nie laat sterf nie, hy het hom kom vat van hierdie realm, na die realm van die ewigheid, omdat hy in 'n verhouding met God was. En so kan ons blaai deur die bladsye van die woord. Abraham is 'n vriend van God genoem. Moses met God van mond tot mond gespreek, baie meer as met enige ander profeet ooit. Dawid was 'n man na God se hart. Daarom moet ek en jy se verhouding met God wees, nie net om te bid, om te ontvang nie, maar om te wandel met die lewende God. Want jy sien, as dit regtig gaan oor 'n liefdesverhouding met God, as jy vir God ken soos wat hy is, dan ken jy hom as jou Vader. En dan is niks op hierdie aarde meer so erg nie. En dan is dit nie so erg as 'n gebed dalk nie verhoor word, soos wat ek en jy dit graag wil hê nie. Maar Daniël leer nie net vir ons om die woord te eet, om te bid as 'n lewenswyse elke dag, sodat ons kan staande bly teen die uitdagings elke dag nie. Daniël beleef ook krisisse, soos hier in hoofstuk 9 vers 2, en met hierdie krisis besef hy, wanneer God hierdie dinge aan my openbaar, wanneer ek besef in watter sonde my volk verval het, dan moet ek bely, en dan vas hy, en dan bid hy. Hier staan dat hy 'n roukleed aangetrek het. Dit beteken, Here, ek is jammer dat hy as oor hom gegooi het. Dit was 'n teken om te sê, Here, ek bely my sondes. En hier was dit nie eers net sy eie sondes nie. Hy het ingetree vir die sondes van sy voorgeslagte, wat 'n effek op hulle lewens gehad het, dat hulle nou in ballingskap sit. Ken ek en jy dit? Ken ek en jy tye, nie net van gebed voor God nie, maar tye van vas, van bely van skuld, tye wat ons as het ware 'n roukleed voor die lewende God aan het. Op ander tye was dit die soortgelyke lewenstyl wat Daniël geleef het. Ons lees in die begin van Daniël, toe hulle vir hom sê, eet die afgodsoffervleis en drink die koning se wyn wat ook aan die afgode gewy is. Dat hy sê, kom ons hê 'n ander tipe vas, kom ons los die vleis en die wyn, kom ons eet groente en ons drink net water. Dis die bekende Daniël vas. In 'n tyd toe sy lewe aan 'n draadjie gehang het, toe die koning al die wyse manne van daardie tyd wou laat doodmaak. Toe roep hy sy vriende bymekaar en hy sê, kom ons smeek en kom ons bid van die lewende God vir 'n oplossing. Dis wat ek en jy vandag nog kan doen. Mense rondom ons hê wat regtig saam met ons intree in gebed. En so kragtig is hierdie metodiek, dat God wonderwerkend 'n droom wat 'n koning op 'n ander plek gedroom het, aan Daniël openbaar, maar nie net dit nie, ook die openbaring van wat hierdie droom beteken, aan Daniël bekend maak. Vandag nog is vas en bid en gesamentlike gebed kragtige wapens in God se koninkryk. Matteus 18 vers 19 beloof, wanneer ek en jy saamstem oor enige saak, en wanneer ons dit saam in gebed na God hoef, sal God vir ons antwoord. Is jy bereid daarvoor? Terwyl ek op die tyd besig was om self te vas, af te sonder voor die lewende God, was my program so druk dat ek nie soveel kon bid soos wat ek graag wou nie. En op 'n stadium het Heilige Gees gekom en net so saggies my binnekant kom praat en gesê, wat help dit dat jy jou van kos onthou, as jy nie werklik voor my buig en afsonder in gebed nie. Dit was my wake-up call, en enige keer wat ek in die toekoms sal vas, sal dit terugkom, dat vas juis is, om God se aangesig te soek, om die dinge van die wêreld eenkant toe te stoot. Daarom sê Daniël 10 vers 2 en 3, en daardie dae het ek Daniël 3 volle weke getreur. Smaaklike spys het ek nie geëet nie, vleis en wyn het aan my lippe nie geraak nie, omdat ek my afgesonder het in die teenwoordigheid van die lewende God. Beleef jy hoe ernstige saak vas en gebed is? En weet jy wat se magtige deurbrake dit in jou lewe kan bring? Maar vandag wil ek jou kom bemoedig vanuit God se woord. Miskien bid jy so lank reeds vir deurbrake. Elke gebed wat jy bid, word verhoor. Matteus 6 vers 6 sê,
Maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, bid tot God wat in die verborgene is, en God wat in die verborgene is, sal jou in die openbaar vergelde. Johannes 15 vers 7, as julle in my bly en ek in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. Dit is 'n belofte van die lewende God. En hier in Daniël 10 vers 12, verduidelik die Bybel vir ons, van die eerste oomblik af, dat Daniël hom verootmoedig het, om neergebuig het voor die lewende God. Kom sê die engel Gabriël, is jou gebede verhoor? Is dit nie wonderlik dat ek en jy kan weet, elke gebed wat ons bid, is vir God belangrik. Elke gebed wat ons bid, word deur God gehoor, en wil hy verhoor. En daarom wil ek jou aanmoedig, bly aanhoudend bid, soos die woord ons oproep, smeek voor God, hou aanhou vra, hou aanhou klop, hou aanhou soek, God sal vir jou die deurbrake gee. Dink net 'n bietjie oor jou eie lewe, hoeveel massas gebede wat jy gebid het in jou lewe, is al verhoor. Here, bewaar my op die pad, Here, gee vir my geld vir die einde van die maand, Here, ek soek dit, Here, ek vra dit, en God gee, byna 100% van die kere wanneer ons bid, antwoord God kragtadig, soveel so dat ek en jy dit nie eens meer agterkom nie. Is dit dan korrek dat ons vir die 1 of 2 keer, wat ons moet wag vir antwoord, dit hou voor die lewende God? Nee, kom ons wees dankbaar oor God wat omgee. En as hy in Psalm 50 vers 15 vir ons nooi, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal vir jou uitkoms gee, glo dat God ernstig is, en dit doen. Kyk maar net na jou eie lewe. Miskien vra jy, maar hoekom neem dit soms so lank? Daar's baie redes. En jy moet miskien maar self voor die Here gaan sit en vra, Here, is daar 'n rede hoekom dit so lank neem? Maar een van die redes wat die woord sê, is in Jakobus 1 vers 6. Moenie twyfel wanneer jy bid nie, want hy wat twyfel wanneer hy bid, is soos 'n wind, wat die golwe van die see deur mekaar waai. Ons moet nie dink dat wanneer ek twyfel, ek sal ontvang nie. Ander kere in jou lewe, het God dalk net beter beplan, as wat jy nou gaan ontvang. Daar's dalk 'n transaksie, wat jy in jou besigheid voorwag om deur te kom. Is 'n groot transaksie, en alles hang vir jou daarvan af. Maar God weet, dat 'n paar weke vorentoe, gaan daar 'n transaksie deurkom, wat 3 keer so groot is. En as hy hierdie transaksie vir jou gee, dan sê jy nie altyd kan hanteer nie. So hy gee nou nie vir jou nie, sodat hy vir jou in oorvloed soveel beter kan gee. Ek en my vrou beleef regtig oop hemele, 'n leeftyd wanneer ons bid. God gee, God antwoord wonderwerkend. Ons kan geskiedenisboeke volskryf daarvan. Maar daar is gebede, wat ek en sy al meer as 20 jaar lank bid, en is nog nie vervul nie. Maak dit ons moedeloos is, dat ons vuisbal en sê, Here, hoekom? Nee, ons het God leer ken as 'n Vader, en ons sal bly volhou met gebed, en ons weet, op sy tyd en op sy manier, gaan God ver bokant wat ons ooit kan bid of kan vra, ook hierdie gebede vir ons beantwoord. In ons bediening is daar dinge waarvoor ons ernstig bid, waarvoor ons nog nie deurbrake gekry het nie. Ons weet nie hoekom nie, maar ons sal God bly vashou, want ons weet, hy is die God wat in oorvloed vir ons die beste sal gee. En as dinge dalk onmoontlik lyk, ons God spesialiseer om die onmoontlike moontlik te maak. Prys die Here ook vir 'n gedeelte soos Daniël 10 hier, wat vir ons kom wys van ander redes, hoekom jou gebede dalk nie verhoor is nie. Ons sien dat Daniël in gebed en in vas voor God se troon is. En dan skielik op 'n dag, staan hierdie man in blink linne, glinsterend voor hom. En hy skrik so groot dat die Bybel sê hy het soos 'n dooie geword. En dan kom sê Gabriël, een van die aartsengele, Daniël, ek wil vir jou vertel. Ek wil vir jou vertel hoekom dit so lank geneem het om antwoorde op jou gebede te hoor. Ek wil vandag vir jou sê, Daniël, van die eerste oomblik dat jy jou verootmoedig het voor die lewende God, is jou gebede gehoor en verhoor. Maar hoe werk dit dan? Dan sê Gabriël, maar die engel van Persië, die bose mag oor Persië, het my gekeer dat ek hierdie boodskap vir jou kon bring. En as jy sê, hoe werk dit?
wanneer mense in 'n sekere gebied aan die vyand 'n vesting, 'n vastere plek gee, het hy wettige gesag oor daai gedeelte. En dan is daar demoniese magte wat keer dat dinge van God af kan deurkom. En dis presies wat in hierdie geval gebeur het. En daarom moes God ekstra engele, hy moes die aartsengel Michael stuur om hierdie koning van Persië teen te hou, sodat Gabriël kon deurgaan en die boodskap kom aflewer. Hoor jy wat God besig is om te sê? Dit beteken dat ek en jy dalk besig is om te bid vir sekere dinge, en daar's nie deurbrake nie, en ons verstaan nie, dan moet ons by God hoor, Here, wat is die rede? Want gebed is nie net om te vra nie, gebed is om te luister, en as God sê, bid dat die geestesrelm sal deurbreek, dan is dit wat ons moet doen. Ons is 'n groepie wat vandag, terwyl ek hier met jou praat, besig is om 'n geestesrelm in 'n ander land deur te breek, sodat die woorde van die lewende God, die antwoorde en deurbraak kan deurvloei na sy kinders toe. Maar miskien moet ons ook vir mekaar sê, dit gaan oor baie meer as net oor antwoorde om gebede. Dit gaan ook oor die openbaarmaking van geheime. As ek en jy regtig in 'n vriendskapsverhouding met God is, dan wil ek hom toevertrou die dinge van die ewigheid. Dis wat hier met Daniël gebeur het. Ons is nie net vriende van God nie, ons is ook kinders van die Here. In Jakobus 2 vers 23 praat hy van Abraham en hy sê, Abraham is 'n vriend van God genoem. En rukkie verder praat hy oor Moses, met wie hy mond tot mond gepraat het. Een van die grootste profete ooit. My pa was een van die wonderlikste mense wat ooit geleef het, in my oë. Ons het die wonderlikste verhouding gehad. En as my pa iets kon gee, sou hy vir my gegee het. Binne perke natuurlik. Maar was 'n dag, toe ek 16 jaar oud was, wat ek baie graag 'n motorfiets wou hê. En hy het gesê, nee my seun. En ek het nie verstaan nie, en ek was in opstand, ek was ongelukkig. Ek het later sy vaderhart verstaan. Omdat hy my so lief het, wou hy nie gehad het ek met 'n motorfiets hê, en in my voortvarendheid dalk in 'n ongeluk omkom nie. Johannes, hy was so 'n vriend van Jesus, dat terwyl Jesus op aarde was, het hy teen Jesus se bors aangeleun teen die etenstafel. En God het gekom, en van die grootste geheime van die ewigheid, het hy juis aan Johannes openbaar. Toe Johannes al 'n ou man was op die eiland Patmos, het die engele aan hom verskyn met die boodskap van die lewende God en geheime van alle eeue vir hom kom oopmaak, geheime wat tot vandag vir ons opgeteken is in die boek Openbaring. En so ook met Daniël. Daniël het met God gewandel. Daagliks was hy in verhouding met God, in gebed, in die bestudering van die woord. En daarom het God die engele gestuur om die geestesrelm te deurbreek. Daarom het Gabriël tot by hom gekom, en daarom het God aan hom kom openbaar geheime van die ewigheid. Daniël kon by God hoor die droom van 'n koning wat op 'n ander plek gebeur het. Daniël kon handskrif teen die muur, wat geen wyse mens van sy leeftyd kon verstaan nie, kon hy verklaar, omdat God het aan hom geopenbaar het. Daniël het verstaan van koninkryke wat hierna sou kom, soos wat God het aan hom geopenbaar het, omdat God geheimenisse aan sy vriend Daniël geopenbaar het. In 'n visioen het Daniël selfs Jesus gesien, en God die Vader, die oue van daai, gesien. En soveel geheime is aan Daniël oorgegee, dat aan die einde van die tyd sal ons eers weet van die geheime wat daar geopenbaar is, omdat dit stil gehou moet word tussen God en sy vriend Daniël. Soms maak die Here my in die nag wakker, en dan openbaar hy aan my geheime van sy koninkryk. Soms is ek besig om die woord te bestudeer, of op my knieë, en God kom, en hy kom gee vir my radikale strategie. Soms stap ek langs die see, met groot vrae in my gemoed, Here, hoe moet ek dit hanteer? Here, wat hiervan? En God kom deur sy gees, en hy kom maak geheime aan ons bekend. My vriend, God wil sy geheime met jou deel. Maar dan moet dit vir ons baie meer gaan, as om net te bid, om antwoorde by God te kry. Dit moet gaan om in God se teenwoordigheid te wees, sodat ek sy vriend sal wees, sodat ek met hom in 'n liefdesverhouding sal wandel, dat ek sy stem sal ken, en ook die geheime van die ewigheid sal ken. Beleef jy dalk krisisse vandag? Daar is hoop. God sê vandag, hou aan met bid,
Ek wil en sal jou gebede verhoor. Kyk maar net aan jou eie lewe, hoeveel gebede het ek in jou leeftyd reeds verhoor. Maar as daar krisisse is daar dinge wat belangrik is, as om net te kuier in gebed. Kom dan met vas en gebed voor my troon, sê die Here. Kom met roukleed en sondebelydenis en kyk die deurbrake wat ek vir jou wil gee. En dan vat dit soms lank om jou antwoorde by God te kry. Moenie moedeloos raak nie. God se redes is goed. Hy's 'n goeie Vader wat vir jou en vir my net die heel beste wil gee. Hoor jy dit? Glo jy dit? Maar bo alles, kom maak vandag jou hart oop. Kom wandel in 'n oop verhouding met die lewende God. Maak God jou beste vriend. En kyk hoe hy die geheimenisse van die ewigheid vir jou wil oopbreek elke dag van jou lewe. Mag ek dit saam met jou bid? Here, ek bid dat hy, sy wat nou luister, werklik die stem van God sal hoor. Dat ons werklik in ons gebede aan U sal vashou, onwrikbaar, omdat ons weet U is die God wat ons gebede wil beantwoord, ver bokant wat ons kan bid of kan vra. Here, ons wil in vas en gebed na U toe kom wanneer dit nodig is. Maar bo alles vra ons wil ontmoetings met U hê. Ons wil in 'n liefdesverhouding met U wandel, sodat U met ons die geheime van die ewigheid kan deel. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Kontak ons gerus, weekdae van 9 tot 1, of kom loer in by ons kantoor. Besoek ook ons webtuiste. Wil jy meer van die Bybel leer? Ons is 'n internasionale geakkrediteerde aanlyn college. powerhousecollege.com. Jy kan ook aktuele DVD's en boeke by ons bestel. Ons bid God se rykste seën oor jou.